Jy wil weet, wie het gesê ek is 'n God? Nie ek nie, jou eie Bybel. Psalm 82 vers 6. Ek het gesê, julle is gode. En almal van julle is seuns van die Allerhoogste. Lukas 17 vers 21. Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Want kyk, die koninkryk van God is binne in julle. Johannes 10 vers 34 tot 35. Jesus antwoord: Is daar nie in julle wet geskrewe, ek het gesê julle is gode nie? 1 Korintiërs 3 vers 16. Of weet julle nie dat julle die tempel van God is nie, en dat die Gees van God in julle woon nie? Jy soek na 'n hemel daarbo, maar jou eie skrif sê, bring dit na jou toe, want jy is die draer, jy is die woning, jy is die vuur. En as jy jou Bybel geken het, sou jy nie 'n klomp kak op my post gelos het nie. Besoeker, ek sê dit met baie respek, maar ook met baie erns. Jy haal Psalm 82 vers 6 aan, waar daar staan, julle is gode, en gebruik dit om vir mense te leer, hulle is hulle eie gode. Maar jy haal die hele vers uit konteks uit. Kom ons lees die volgende vers ook. Dit sê, tog sal julle sterwe soos mense, julle sal val soos enige ander heerser. Nou wat gaan nie aan? Dis nie 'n verklaring van godelikheid nie. Dit is eintlik sarkasties. Dit is 'n oordeel teen korrupte regters. Jahwe sê vir hulle, ek het julle gode genoem, omdat julle oor mense moet oordeel, maar julle sal sterf soos gewone mense, want julle is onregverdig. Nou in Johannes 10:34, wanneer Yeshua die Psalm aanhaal, gebruik hy dit nie om te sê, julle is gode nie, in die sin van, jy is jou eie God nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy gebruik dit om sy identiteit as die seun van Elohim te verdedig teen aanklagtes van godlastering. Yeshua sê vir hulle, as mense in die skrif gode genoem is, net omdat hulle gesag gehad het, waarom is dit godlasterlik as ek, wat deur die Vader gestuur is, sê ek is die seun van Elohim, die seun van God? Of Yeshua het nooit gesê, ons almal is gode nie. Trouwens, die eerste leen in die Bybel is presies dit. Julle sal gode wees, in Genesis 3 vers 5. Wie het dit gesê? Die slang. Jy sal soos God wees. Dit is wat die slang vir Eva gesê het. En dit is die kern van die probleem. Mense wil self God wees, maar die skrif is baie duidelik, en jy sien jouself as 'n Israeliet. Jy behoort dit te ken. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Luister Israel, die Here ons God, die Here is een. Nie vele nie, nie jy nie, nie ek nie, een. Jesaja 43 vers 10 sê ook, voor my is daar geen God gevorm nie, en na my sal daar geen wees nie. So Jahwe sê baie duidelik dat daar net een is, en ons is nie hy nie. Besoeker, ek weet jy probeer dit om diep dinge te verstaan, maar pas op vir leuns wat klink soos wysheid. Ware wysheid begin by die vrees van God, die vrees van Jahwe, nie deur onsself as God te verklaar nie. Nou was iemand wat homself wou opgerig het na God toe, of na godelikheid toe, en wat het met hom gebeur?